7 tekens van goddelike wysheid, Jakobus 3 vers 17 tot 18. Life is hard, it's harder when you're stupid. Ons grinnik daaroor, want ons weet dis waar. Party mense sê dis John Wayne wat het gesê het, maar ek weet nie. Kom ons maak die sê ding positief. Life is hard, but it's easier when you have God's wisdom. Dis net so waar soos die eerste stelling, maar klink beter. Die lewe is swaar, maar dis makliker wanneer jy goddelike wysheid het. Die probleem is egter, ons weet nie altyd waar om daardie goddelike wysheid te vind, wat ons weet ons nodig het nie. En dis waar die boek Jakobus handig te pas kom. Hy begin sy brief met 'n wonderlike belofte. As jy egter in 'n situasie kom, waar jy twyfel oor wat die regte ding is om te doen, gaan vra vir God. Hy sal nie snaaks van julle dink of julle verwyd, omdat julle onseker is hoe om vir hom te leef nie. Hy sal julle eerder help met alles wat julle nodig het. Gaan vra, hy sal gee. Ander vertaling sê, as iemand vir julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyd, en dit sal aan hom gegee word. God is 'n vrygewige God, en dis goeie nuus vir ons almal. As jy wysheid kortkom, hoef jy maar net te vra. Die swaarste deel is om te erken dat jy God se hulp nodig het. As jy gereed is om te sê, Here, ek het 'n gemors gemaak van dinge, is hy gewillig en gereed om jou uit te help. Onthou dat kennis en wysheid nie dieselfde ding is nie. Kennis verwys na die versameling van feite. En wysheid gee vir jou insig in wat daardie feite beteken. Jy kan die slimste persoon in die wêreld wees, maar nog steeds 'n pompoen. Iemand kan kennis versamel, maar net God kan vir jou wysheid gee. And knowledge is being aware of what you can do. Wisdom is knowing when not to do it. And knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it. And knowledge comes from learning. Wisdom comes from living. And knowledge is knowing that a tomato is a fruit. Wisdom is knowing not to put it in a fruit salad. That's right, son. God knew everything before Google. Vertel die pa wat aan sy kind Bybelstories voorlees. So, hoe lyk goddelike wysheid? Hoe sal ons dit herken as ons dit sien? Dis waar vandag se gedeelte inkom in Jakobus 3, wat hy 7 kenmerke van goddelike wysheid noem. Vers 17, maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer, en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, maar die wysheid wat van bo kom, is in die eerste plek suiwer. Verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam. Het is bereid om ontferming te betoon, en het goeie gevolge. Dit diskrimineer nooit en is altyd opreg. Die vredemakers saai saad van vrede. Hulle oes omdat hulle reg lewe voor God. Die Boodskapvertaling stel dit nog anderster. Maar as 'n mens leef soos God dit in sy wysheid bedoel het, sal jou lewe heeltemal anders lyk. Dit sal 'n lewe wees waarop die sonde geen houvas het nie. So iemand sal in vrede met ander mense saamleef. Hy trap nie op ander nie, maar neem hulle gevoelens in ag. So 'n persoon is ook nie dwarstrekkerig en moeilik om mee saam te werk nie. Hy vergewe ander maklik en doen graag dinge vir ander sonder om iets terug te verwag. Wat hy doen sal altyd net goed vir ander wees. Hy sal nie op 'n onregverdige manier kant kies nie. Jy sal altyd weet waar jy met hom staan. Soos hy voor jou is, so is hy ook agter jou rug. Dit is belangrik om in vrede met mekaar te leef. Sorg dat waar jy gaan, vrede jou soos 'n skaduwee sal volg. Om in vrede met mekaar te leef is reg en mooi voor God.
Jakobus noem 7 dinge of kenmerke waarmee ons God se wysheid sal herken. Die eerste een is reinheid of suiwerheid. Omdat God rein is alles wat van hom afkom ook suiwer en rein. Die woord beteken basies vry van morele vlekke of besoedeling. Die klem is nie op aksies nie, maar op jou houding. Die fokus is om 'n rein hart teenoor God te hê. Jou oorgawe of kommitment teenoor God moet rein wees, met niks wat jou aandag aftrek nie. Onbesoedeld. En wysheid is 'n onverdeelde liefde vir God. In kontras met hierdie goddelike wysheid is daar natuurlik wêreldse wysheid, wat gekenmerk word deur bittere jaloesie en selfsugtige ambisie. Natuurlike wysheid sit die eie ek in die sentrum, nie God nie. Goddelike wysheid daarenteen word gekenmerk deur 'n rein en toegewyde liefde vir God, en plaas vir God in die sentrum. Die resultaat van goddelike wysheid is dat jy nie kompromie met jou integriteit sal aangaan nie. Jy sal eerlik wees, nie mense bedrieg nie leuns vertel nie ander manipuleer vir eie gewin nie jou standaarde verlaag om te kry wat jy eintlik wil hê nie. 'n Leeu sal nooit gras eet nie, maak nie saak hoe honger hy is nie, want hy's 'n leeu. Moet nooit jou standaarde verlaag net omdat iemand dit van jou verwag nie. Wysheid is om te weet watter pad is die regte een. Integriteit is om die pad te vat. Moet nooit kompromie aangaan met jou beginsels nie. Selfs al lei dit tot swaar kry vir 'n ruk. Veronderstel jy wil die plaveistene by jou huis skoonspuit. Jy huur 'n ordentlike hoëdrukspuit en probeer jou beste. Dis dan wat 'n paar verrassings voorlê. Die waterdruk in die spuit stroop jare se vlekke, sand, opdrifsels, mos, modder en gemors weg. Soos wat jy vorder van een plaveisteen na die volgende, sien jy 'n verbasende verskil. Dit lyk sommer nuut. Op 'n manier dra ons almal laag op laag van bitterheid, frustrasie, twyfel en wanhoop wat aan ons siele kleef. En dit produseer vlekke wat normale was nie sal verwyder nie. Oor die jare het allerlei dinge bygekom, totdat dit 'n dik laag vorm op jou lewe wat ernstige aandag nodig het. Ons almal het so 'n kragwas nodig vanaf die Heilige Gees, elke nou en dan. Ons het die Heilige Gees nodig om die woord van God te vat en ons skoon te spuit daarmee, van die binnekant af buite toe. Die Heilige Gees het nie gekom om jou gerieflik te laat voel nie, maar om alles weg te brand wat nie van God af is nie. Ek het 'n opslaanswembad in die agterplaas wat eindelose aandag nodig het. Ek klim gereeld daarin met 'n skepsif om al die blare en opdrifsels wat die wind aangedra het uit te vis, totdat die poel darm weer betaamlik lyk, maar daar is stof en sand wat te klein is om op te skep. Daarvoor het ek ernstiger toerusting nodig. Die pomp van die swembad wat die water sirkuleer, kry dit reg om die water aan een kant in te suig, deur 'n filter te druk om van al die onsuiverhede ontslae te raak, en dan die skoon water terug te spuit in die dam. Dit werk goed, maar daardie filter raak al vuiler en moet gereeld skoongemaak word, anders werk die pomp verniet. Ons harte en lewens het dus 'n gereelde skoonmaak van God nodig. Soms is die indringers sigbaar en maklik om van ontslae te raak, soos die blare wat ek met die sif uitskep. Ander kere is die indringers te fyn om met die blote oog raak te sien, dinge soos emosies en gevoelens en houdings. Maar God doen ordentlike werk as hy ingenooi word om ons harte skoon te maak. Ons bely dan ons sondes voor hom en voel skoon en lig daarna. Maar net môre is daar alweer blare en stof wat in die poel ingewaai het, en moet die proses herhaal word. Net so is daaglikse belydenis en geestelike skoonmaak nodig, sodat die suiwer water sigbaar kan word. Reinheid is vir God baie belangrik. Jesus het dit so gestel tydens sy bergpredikasie. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis nie net teorie nie, dis soos die lewe is. Wanneer jou hart rein is, sal jy God sien.
Wanneer jou hart besoedel is met verkeerde houdings en bose intensies, sal jy alles behalwe God sien. Jakobus noem reinheid eerste, want dis waar wysheid begin. Reinheid maak dat jy uitpas met die wêreld raak. As dit oukei vir jou is om anders as die wêreld te wees, dan kan jy dink aan die res van die lysie. Maar as jy die wêreld se goedkeuring nodig het, is jy al klaar uitpas met God, en is die deur van wysheid geslote vir jou. Hoe graag wil jy rein van hart wees? Die tweede een is vredelievendheid. 'n liefde vir vrede. Party mense kan maar net nie met mekaar klaarkom nie. Hulle sal veel eerder veg met mekaar as gesels. Hulle sal skree op mekaar in plaas van luister na mekaar. Hulle sal nie 'n duim ingee nie, want hulle dink dat hulle altyd reg is. Hulle dink nie eens aan 'n middelgrond nie, want volgens hulle is dit my way or the highway. Hulle is vredebrekers, nie vredemakers nie. Die Griekse woord wat ons met vredelievend vertaal, praat van ons houding in tye van konflik. In die vorige verse oor aardse wysheid het Jakobus ons gewaarsku teen wyshede wat aards, ongeestelik en demonies is. Daardie soort wysheid veroorsaak chaos, waar dit ook al grondvat. Maar God se wysheid is anders. Wanneer goddelike wysheid jou lewe vul, raak jy 'n agent vir genesing en herstel. 'n Vredelievende persoon bring vrede saam met hom as hy 'n kamer instap. Hy is die teenoorgestelde van die menslike tornado, wat amok in enige situasie veroorsaak. Omdat hy in vrede leef met God, leef hy in vrede met homself, en bring hy 'n atmosfeer van vrede saam met hom waar hy ook al gaan. Salomo gee vir ons 'n goeie tip omtrent wysheid. Spreuke 14 vers 30. 'n kalm hart gee lewe aan die liggaam, maar naaiwer is verrotting in die gebeente. Kalmte en vrede is baie goed vir jou gesondheid. Slegte drange en luste is soos 'n vernietigende siekte. Wyse mense maak nie ander mense met opset ontsteld of woedend nie. Dom mense hou daarvan om ander kwaad of geïrriteerd te maak. Wyse mense werk daaraan om harmonie te handhaaf. Gevul met goddelike wysheid sal jy 'n voorstander en beskermer van vrede wees. And those who are at war with others are not at peace with themselves, het iemand eendag geskryf. Maar daar's 'n paar dinge wat ons moet weet omtrent vrede en 'n liefde vir vrede. Vredelievendheid vermy nie konflik nie. Jesus het nooit konflik vermy nie. Hy het nie geskroom om mense kalk op die waarheid te vertel nie. Hy het nooit die waarheid prysgegee of ingegee net om die vrede te bewaar nie. Dis nie vrede ten alle koste nie. Wanneer jy weet dat wat jy volgende gaan sê dalk iemand gaan kwaad maak, bedink jy die beste strategie om die onderwerp aan te raak. Wysheid probeer om onnodige konflik te vermy. Vredelievendheid is ook nie om mense te paai nie. Jy word nie 'n people pleaser nie. 'n Party mense glo dat as hulle net almal rondom hulle gelukkig kan hou, dan sal hulle vrede hê. Hulle is begaan daaroor om heeltyd in almal se goeie boekies te probeer wees. Jesus het baie mense kwaad en woedend rondom hom gehad, maar Jesus het vrede gedemonstreer selfs toe hulle hom wou doodmaak. Vredelievendheid is om voorkeur te gee aan orde. Vrede beteken om alles in orde te hê. Alles gaan goed, alles is soos dit veronderstel is om te wees. Alles is op sy regte plek. Ons kry 'n voorbeeld hiervan in 2 Samuel 11, toe Uria die Hetiet na Dawid toe gekom het om terugvoering te gee oor hoe dit gaan met die oorlog en generaal Joab. In Hebreëus staan daar dat hy uitgevra word na die vrede van die manskappe. Doen Joab oké? Hoe is die vrede van die mense? Dawid was begaan dat daar orde moes wees onder sy soldate en dat hulle goed doen. Ten laaste vra hy letterlik uit omtrent die vrede van die oorlog. Is alles in orde met die oorlog? Gaan dit goed met die oorlog? En Bybelse vrede het te doen met dinge wat in orde is. Alles moet wees soos dit veronderstel is om te wees. Selfs te midde van 'n probleem kan jy vrede ervaar, solank as alles in orde is. Paulus skryf vir die Korintiërs
dat God nie 'n God is van wanorde nie, maar vrede. Die teenoorgestelde van vrede is wanorde, chaos, verwarring. Mense wat lief is vir vrede, poog om orde te bring, stabiliteit en verstaan binne 'n verhouding of 'n situasie. Om vredelievend te wees, identifiseer jou met God. Wanneer jy in vrede wandel, bring jy orde, stabiliteit en verstaan in jou verhoudings. Identifiseer jouself en assosieer jouself met God se manier van werk. Jy word 'n kind van God genoem, want jy tree op soos een van sy kinders. Dom mense is lief vir argumente. Het jy al ooit iemand geken wat lief is vir argumenteer? Hulle het altyd 'n klagte gereed, altyd 'n probleem met iemand en altyd besig om knaand te kerm. Ek lees van iemand wat so skoorsoekerig was dat hy net kos geëet het wat nie met hom geakkommodeer het nie. Wyse mense probeer nie moeilikheid soek of aanblaas nie. Spreuke 20 vers 3. Dit is eerbaar om 'n rusie te vermy. Enige dwaas kan 'n rusie begin. As ek slim is, sal ek dit nie geniet om mense rondom my geïrriteerd te maak nie. As ek wys is, sal ek dit nie geniet om ander se woede aan te blaas nie. Vredelievendheid het egter ook werk nodig. Dis nie maklik om 'n vredemaker te wees nie. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Doen dus alles wat jy kan om orde, stabiliteit en verstaan in jou verhoudings te bewerk. Dit sal tyd vat, energie, beplanning, geduld en vergifnis. Jesus sal jou in staat stel om dit te doen as jy 'n vredemaker is. Die derde kenmerk is bedagsaamheid. Dit is nogal moeilik vir een woord om hierdie karaktertrek saam te vat. Dit beteken om met 'n sagte hand iets te doen, sonder geveg, sonder argumente, nie lig geraak nie. In Engels praat hulle van gentleness of being considerate. Dit beteken om ander te aanvaar soos hulle is, en dit bevat selfs 'n gewilligheid om te vergewe. Dis om te kies om die beste raak te sien in selfs die slegste mense. Humans are so considerate. They put perches like these for us on every one of their houses, sê die een voël vir die ander een. Being considerate of others will take your children further in life than any college degree. Om bedagsaam te wees is om kontrole uit te oefen. Dis 'n woord wat gebruik is wanneer 'n wilde perd getem is. Die makgemaakte perd het net soveel krag en energie as toe dit wild was, maar nou word dit in beheer gehou met 'n stang en bruikbaar gemaak vir sy meester. Bedagsaamheid beskryf die gekontroleerde optrede van iemand wat die mag het om seer te maak, maar dit nie doen nie. Dit is soos die man wat kies om te reageer met sagtheid teenoor sy vrou, in plaas van om haar fisies of verbaal aan te val en te verinneweer. Taking the time to truly listen to someone can communicate our love and respect even more than our spoken words. Dis soos die ouer het homself inhou om te skree op die kind en eerder kies om die kind met liefde te dissiplineer. Dis krag onder beheer. Jesus het daardie krag gedemonstreer toe hy aan die kruis gehang het. Hy kon 10.000 engele oproep om hom te red. Hy kon onmiddellike oordeel oor die mense gevel het. Maar hy het gereageer met sagmoedigheid. En dit was krag onder beheer. Om sagmoedig te wees bevat iets strelends en kalmerend. Dis 'n woord wat gebruik is wanneer 'n salf aangesmeer word om die brand van 'n bysteek uit te haal. Ons doen dieselfde as ons praat van 'n verfrissende wynkie op 'n warm dag. Dit word gesien wanneer 'n persoon sy sonde en foute erken en bely, as jy hom vergewe en woorde van genesing uitspreek. Dis sagmoedigheid, bedagsaamheid. Dit word gesien wanneer jou wederhelft of kinders jou iets vertel wat hulle seer gemaak het by die werk of skool en jy luister en simpatiseer en luister geduldig na hulle hart. Het jy al ooit 'n seer op jou lyf gehad wat baie sensitief was?
As die dokter daarin begin peter en druk het, wou jy hê hulle moes saggies te werk gaan. Dis soos baie mense is. Mense het verstandelike en emosionele seerplekke. Hulle is kwesbaar. Vir watter rede ook al is hulle sensitief op sekere areas van hulle lewens. 'n Wyse persoon sal weet om saggies te werk te gaan, as hulle sekere sensitiewe terreine van iemand se lewe aanraak. Bedagsaamheid gee ook om vir mense. Paulus gebruik die prentjie van 'n ma wat haar eie kinders voed en voor omgee in sy brief aan die Tessalonisense. Fisies is sy groot en sterk genoeg om haar kind te mishandel of af te skeep, maar sy doen dit nie, want sy is lief vir haar kinders. Sy weet hulle is breekbaar, dus werk sy saggies met hulle. Sy gee om vir hulle. Almal van ons is kwesbaar en breekbaar op een of ander manier, emosioneel, geestelik, verstandelik of fisies. Wees bedagsaam teenoor mekaar. Wees sagmoedig in jou woorde. Wat jy sê, hoe jy dit sê en hoe jy hulle behandel. God se wysheid sal jou help om te groei daarin. Laat jou optrede jou wysheid bewys, het iemand gesê. Wysheid is nie afhanklik van hoe jy voel nie. Jy mag selfs moeg of geïrriteerd wees, maar steeds kan jy ware wysheid demonstreer. Jy mag dalk vertrap voel of veroordeel, maar steeds kan jy wysheid demonstreer. Jy het dalk wysheid 1000 keer toegepas teenoor daardie persoon, maar jy sal wysheid demonstreer teenoor hom tot jou lewe eendag verby is. Wees bedagsaam te alle tye. Ongeag waar jy is of wat jy doen, laat jou sagtheid sigbaar wees vir almal. Jy het goddelike wysheid nodig om 'n vriend te help om 'n sonde in sy lewe te oorkom. Daardie wysheid sal gevul wees met genade, vergifnis, geduld en nederigheid. Wanneer jou vriend uitgevang word in sonde en hy soek jou hulp, sal jy sag wees teenoor hom, sonder om krities of veroordelend te wees. Hy het jou omgee en vertroosting nodig. Hy het nodig dat jy in wysheid sal wandel op daardie oomblik. Om so iemand te help mag dalk so klink. Kom ons bid saam, ek weet jy het alweer opgemors, maar kom ons staan op en begin oor. Met God se hulp kan jy dit oorkom. Wysheid is praktiese sagtheid en bedagsaamheid. Wanneer jy jou geloof met iemand deel, kan jy dalk vies begin voel oor hoe daardie persoon reageer teenoor jou, of teenoor Jesus. God se woord gee vir ons praktiese raad oor hoe om dit te doen. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Daarvoor is wysheid nodig. As iemand jou uitvra oor jou geloof en jy weet dat jy dit nodig om iets te sê waarvan hulle nie gaan hou nie, of nie gaan verstaan nie, of mee gaan verskil, dan het jy wysheid nodig. In plaas van om kwaad te word, omdat hulle nie glo soos jy glo nie, of nie verstaan soos jy nie, of nie leef soos jy nie, antwoord jy hulle met sagtheid en respek. Party mense hoor net wat hulle wil hoor, nie wat jy sê nie. Soos die vrou met haar man praat. Whenever a cricket is on, you only hear the things you want to hear. A beer sounds lovely, thank you, antwoord die man. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Jy ontdek hierdie aspek van wysheid wanneer jy onder die spervuur beland, wanneer die mure kort is, wanneer die moeg uitgemerk gul is, wanneer die druk van die lewe dreig om jou te oorweldig, wanneer het vir jou voel of jy swem in 'n poel vol honger piranhas. Hoe reageer jy as jy onder druk is? As jy luidrugtig raak en jou stem verhef, verloor jy. As jy begin om ander te dreig, verloor jy. Jy het hierdie soort van wysheid nodig as jy in druk skoolverkeer sit en 'n paar selfsugtige pampoene veroorsaak verkeersknope of druk voor jou in, of gryp jou parkeerplek of skree op jou. Ons het hierdie wysheid nodig wanneer ons met moeilike mense te doen kry. Ons het dit nodig wanneer ons met Christene te doen kry wat sondig, en met vriende wat ons teleurstel. Ons het dit desperaat nodig,
wanneer ons moeilikheid optel met rebelse kinders. As jy glo in Jesus, kan jy bedagsaam wees, omdat hy so sag was met jou. Is jy nie bly dat God jou nie behandel soos jy eintlik verdien nie? Psalm 103 sê, hy straf ons nie volgens dit wat ons regtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op dieselfde manier vir al ons slegte dade nie. As ons moes gekry het wat ons verdien, sou ons almal in die hel opgeëindig het, maar ons het genade ontvang en kan daarom genade aan ander bewys. Onthou bietjie wat Jesus vir jou gedoen het, en gaan doen dan ook so. Hell is full of people who think they deserve heaven. Heaven is full of people who know they deserve hell. En die vierde eienskap is inskikkelikheid. Die Griekse woord beteken om iemand maklik te oortuig. 'n Persoon met hierdie eienskap luister versigtig na ander, want hulle wil seker maak, hulle leer ken die waarheid. Moenie dit verwar met iemand oor wie maklik geloop kan word, of geen oortuigings het nie. 'n Inskikkelike persoon het diep oortuigings, sonder die behoefte om hulle voor almal te paradeer, en gedurig daaroor te stry en beklei. Hy luister na ander met wie hy nie saamstem nie, want hy glo dat elkeen vir hom iets nuuts kan leer. Hierdie kwaliteit van wysheid is dalk makliker om te sien as ons na die teenpool kyk. Aardse wysheid is arrogant en hardkoppig. Dit weier om te luister na ander en het geen begeerte om iemand anders se opinie te hoor nie. Iemand wat gevul is met aardse wysheid domineer elke gesprek, gebruik sarkasme om ander mee af te breek en verwag om die sentrum van almal se aandag te wees as hy 'n kamer betree. Sy val enigiemand aan wat haar sou aanvat, want agter haar masker van bravado skuil 'n kwesbare ego. Sy gebruik haar vinnige humeur om ander te verinnerweer en is geneig om dreigemente te gebruik. Sy is die meester daarvan om ander mense af te kraak en gebruik allerlei slim sê goed om dit reg te kry. We weren't arguing, we were having a conversation, which I won, vertel die vrou aan iemand anders. Is jy iemand wat so verskil met ander dat jou siening vir hulle onaanvaarbaar is? Kan jy jou diep oortuigings met iemand bespreek sonder om jou humeur te verloor? Kan jy waarlik luister na iemand, selfs al het hulle 'n opinie wat met joune verskil? Ons almal het dalk meer van hierdie houding nodig, deur meer te luister en minder te praat. Die volgende eienskap is om vol deernis en goeie vrugte te wees. Wysheid wat van God afkom is vol deernis, genade en goeie vrugte. Dit is meer as 'n gevoel. Dit sien 'n nood raak en doen dan iets daaromtrent. Simpatie is goed, maar net as dit jou aan die beweeg kry om iets te gaan doen. Dis hoekom Jakobus dit beskryf as vol van goeie vrugte. Ons blameer dikwels ander mense vir hulle probleme, maar dalk sou dit 'n groot verskil gemaak het om 'n dag lank in hulle skoene te loop. Moenie iemand veroordeel totdat jy 'n myl in hulle skoene geloop het nie, of iets van hulle dag beleef het nie. Dis die Heilige Gees wat positiewe vrug in jou lewe veroorsaak. Jy kan nie dit op jou eie doen nie. Ja, jy kan dit probeer namaak, maar dit sal nie dieselfde wees nie, want dit is geestelik van nature. Die Heilige Gees doen die werk in 'n gelowige se hart en transformeer jou om ware vrug op te lewer. 'n Lysie van sulke vrug word vir ons gegee, Galasiërs 5. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. 'n Ander vertaling stel dit so: net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou.
Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Jakobus vertel vir ons dat goddelike wysheid vrug na vore sal bring in ons lewens. Veronderstel jy het 'n lemoenboom in jou agterplaas. Jy stap nader om 'n lemoen te pluk, maar die boom sê, nee, dis my lemoene, jy moet jou eie lemoene maak. Nou, ons het dan twee probleme met daardie lemoenboom. Eerstens, praat die boom. En tweedens, die lemoenboom wil nie sy vrugte deel nie. God het lemoenbome ontwerp sodat ander die lemoene kan geniet. Die vrug vanaf die boom is nie vir die gebruik van die boom nie, maar vir ander om daardeur geseën te word. Dis soos God die lemoenboom gemaak het. Vrugte word geproduseer vir iemand anders is 'n voordeel. Net so het God vir jou gemaak as 'n gelowige om vrug te produseer wat ander kan geniet en ander mee geseën kan word. Galasiërs 5 noem 9 karaktertrekke van die vrug, wanneer goddelike wysheid sigbaar raak in jou lewe en die Heilige Gees in jou begin werk. Die vrug is daar tot voordeel van ander. Jesus sê vir ons Johannes 15, dat as ons in hom bly, ons baie vrug sal dra. As jy nog nie soveel liefde of vreugde in jou lewe sien nie, maak seker jy bly in Jesus. Jy wandel met Jesus elke dag. God is die een wat die vrug in jou lewe na vore gaan bring. God gee vir jou liefde vir ander. Vreugde te midde van pyn, vrede te midde van chaos, geduld wanneer almal ongeduldig is. Daar is mense wat God in jou lewe geplaas het, wat onder jou takke woon en God wil hê jy moet vir hulle vrug produseer. Hy gaan jou gebruik om hulle geestelik te voed. Maak seker dat wanneer hulle na jou kyk, hulle vir God sal sien en sal weet dis God se liefde, God se vreugde en God se vrede wat raak gesien word. Ons lewe in 'n genadeloose wêreld vandag waar wraak en terugkry die algemene tendens is. As iemand jou slaan, wil jy 2 keer harder terugslaan, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. As iemand jou familie seermaak, wil jy seker maak dat hulle baie spyt gaan wees. Partykeer word daar gesê, jy bring 'n mes na die geveg, maar ek bring 'n geweer. Jy stuur dalk iemand na die hospitaal, maar ek stuur iemand na die begrafplaas. God roep ons egter op tot 'n hoër standaard. Weens God se groot genade het hy sy seun gestuur om te sterf aan die kruis vir ons sondes en oortredings. Wat as God eerder sou sê, ek is jammer oor jou wat hel toe gaan, maar kan niks daaraan doen nie. Ek hoop dit werk oké vir jou uit vorentoe. En dalk is hierdie 'n eenvoudige definisie vir genade of deernis. Doen aan ander soos God klaar aan jou gedoen het. Dink terug oor die laaste jaar. Hoe het God vir jou behandel? Hoe het God jou geseën? Gaan dan en seën ander. Het God jou vergewe? Gaan dan en vergeef ander. Het God jou opgelig toe jy platgeslaan was? Gaan dan en lig ander op as hulle af is. Het God jou foute oorgesien? Sien dan die foute van ander mense ook oor. In die Ou Testament is die Hebreëse woord vir genade partykeer vertaal met lieflik of mooi. Hierdie is 'n kwaliteit wat jou mooi gaan maak vir ander. Dit bring hoop vir die hopeloses, bewys genade aan mense, en hulle sal dink jy is ongelooflik pragtig. Die volgende eienskap is onpartydigheid. 'n Wysheid wat van God afkom is onpartydig. Die Griekse woord wat hier deur Jakobus gebruik word, kom net hierdie een keer voor in die Nuwe Testament. Dit beteken om styf vas te hou aan dieselfde standaard te alle tye. So 'n persoon is vry van vooroordeel en gee nie voordeel aan sy maatjies nie. Die een span word nie bo die ander span voorgetrek nie. Dit beteken om nie verdeel te wees nie, om nie onseker te wees nie. Nie een dag so en die ander dag anders op te tree nie. Jy behandel almal op dieselfde manier, onpartydig. As 'n rugby skeieregter die een span bevoordeel bo ander, sal almal op die paviljoene het gou agterkom en die ou van die veld af boe. Die doel van 'n skeieregter is juis om onpartydig te wees. As mens dit so toepas op die geestelike lewe, beteken dit om die waarheid te vertel van die begin af. Jy verander nie jou storie soos jy aangaan afhangende van omstandighede nie. Jy behandel nie een groep beter as 'n ander groep nie.
Jy tree dieselfde op in die publiek as wat jy in jou private lewe sou doen. God wil hê dat jy die lewe oorvloedig moet beleef. Een van die dinge wat mense van daardie oorvloedige lewe beroof, is partydigheid. The best thing about speaking the truth is that you don't have to remember what you said. Die woord sondig beteken om die merk of die teiken te mis. Dit is gebruik om 'n boogskutter te beskryf wat pyle afskiet na sy teiken, maar dan val die pyle te kort. Hy het dan gesondig. Wanneer ons partydig is ons besig om die teiken in ons lewe te mis. Ons mis uit op die oorvloedige lewe wat God eintlik vir ons beplan het. Iemand wat onlangs oorlede is, het 'n groot begrafnis gehad waar sy vriende iets oor hom kon sê. Een van die ouens daar het gesê, ek het hom vir 50 jaar geken, en hy was dieselfde eerlike man op die einde, as wat hy reeds aan die begin was. Wat 'n kompliment. Die 7de een karaktereienskap is om ongeveins of opreg te wees. Wysheid wat van bo kom is opreg, ongeveins, sonder skynheiligheid. In die antieke Grieks is hierdie woord gebruik om nie 'n rol te speel nie, waar het verwys het na 'n akteur wat 'n masker sou dra, terwyl hy voorgee om eintlik iemand anders te wees. Een akteur mag dalk verskillende rolle speel in dieselfde konsert, deur verskillende maskers te dra. Hierdie akteurs is skynheilig genoem, en dit het later in die volksmond beland, wanneer iemand voorgee om iets te wees wat hy nie is nie. Om dus sonder skynheiligheid te leef beteken, dat wat jy sien is wat jy kry. Jy is nie 'n tweegesig nie. Wanneer jy begin praat, hoef mense nie te vra, ek wonder wat hy regtig bedoel het daarmee nie. Jy hoef nie te wonder of iemand bedoel wat hy sê, en of hy 'n dubbele boodskap probeer oordra nie. Hy is 'n man sonder bedrog en bybedoelings. In die Bybelse tye het winkels allerlei soorte potte verkoop vir verskillende gebruike. Uit party het jy geëet of gedrink, en ander het jy goed gestoor, en party het jy gebruik om goed in te kook. Die pottebakkery besigheid was groot en gewild gewees. Partykeer sou iemand probeer om 'n pot te verkoop wat gekraak was, of wat effens gebreek is en met was verseël is om die kraak weg te steek. Dan word dit toegeverf. As iemand daardie pot sou koop en op die oop vuur sou sit, sou die was smelt en die kraak sou sigbaar word en die inhoud sou begin uitloop. Die oorspronklike woord vir ongeveins of opreg beteken om sonder enige weggesteekte krake te wees. As opregte gelowiges steek ons nie ons krake en beperkings weg nie. Woorde van 'n opregte vriend kan jou wond, maar jy sal weet, hulle vertel jou die waarheid. Jy kan hulle vertrou. Daar is geen verskuilde agenda nie. Daar is geen weggesteekte krake in hulle motiewe nie. Daarom kan hulle jou vertel wat jy moet hoor, selfs al maak dit seer. Jy het sulke soort vriende in jou lewe nodig. Jy kan nie baie groei sonder sulke opregte vriende in jou lewe wat nie bang is om vir jou kort te vat as dit nodig is nie. Dit beteken ook om nie voor te gee dat jy iets is wat jy nie is nie. Daar is nie misleiding nie. Jy het seker al oorgekom as jy 'n koek gaan koop het. Al die koek in die venster is pragtig versier en lyk sommer verruklik, maar as jy so oopsny, kom jy agter die mooi was alles aan die buitekant. Die binnekant is maar net 'n gewone sponskoek, droog en onaantreklik. Ons ken sulke mense wat voorgee om iets te wees wat hulle nie is nie. Hulle gee voor om jou vriend te wees, maar wil net iets kry uit jou uit. Hulle gee voor om deskundiges te wees, maar is nie. Ons almal het al sulke stelle afgetrap met bouers en loodgieters en elektriese henne, jack of all trades. As iemand net 'n hamer het, lyk alles vir hom soos 'n spyker. My pa het altyd gesê, as jy 'n job goed gedoen wil hê, moet jy dit maar eerder self doen. Maar ons kry mense wat voorgee dat alles oukei is, terwyl hulle aan die binnekant treur en huil en wens dat iemand hulle die regte vraag wil vra, en dan lank genoeg sal luister na hulle antwoord. Vers 18 beskryf dan wat gebeur as ons volgens God se wysheid sou lewe. Het is belangrik om 'n vrede met mekaar te leef. Sorg dat waar jy gaan, vrede jou soos 'n skaduwee sal volg. Om in vrede met mekaar te leef is reg en mooi voor God. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. As ons tweespalt sou saai, kan ons 'n oes van haat verwag.
As ons vrede sou saai, kan ons 'n oes van geregtigheid verwag. En woede produseer 'n oes, maar so ook vrede. Die twee oeste wat opgelewer word is nie dieselfde nie. Woede probeer 'n oes van geweld en haat saai, terwyl vrede 'n oes oplewer van geregtigheid, genade en liefde, van vergifnis en goeie dade, van genesing en herstel. Om so te lewe is nie maklik nie, want vredemakers word dikwels misverstaan. Partykeer word hulle sommer van albei kante af aangeval. Applaus vanaf die wêreld is skaars, want die wêreld geniet 'n goeie geveg, konfrontasie, verkoop. Slegte nuus trek altyd meer skares as goeie nuus. Maar dit is steeds die beste manier van lewe, want dit kom met God se stempel van goedkeuring. Dit help nie jy voel, ek sal net 'n bietjie harder probeer nie, dan mis jy die punt. Goddelike wysheid kom van bo, van God af. En dit beteken, jy kan nie dit opwek deur harder te probeer nie. Jy het die genade van God nodig, die ingrype van God nodig. As hy jou nie gaan help nie, sal jy afsak in 'n donker put van geweld en gierigheid en haat en wraak en rugstekery. Elke dag saai ouers saadjies in hulle kinders lewens deur die manier wat hulle grootgemaak word. Sendelinge in verre lande saai saadjies van liefde terwyl hulle Christus deel met ander mense. Ons saai saadjies van vrede as ons tyd in gebed vir iemand spandeer, in plaas daarvan om 'n woedende e-mail te stuur. Ons saai saadjies deur ander mense met 'n glimlag te groet. Ons saai saadjies deur ons vyande lief te hê en goeie dinge vir hulle te doen. Ons saai saadjies van vrede as ons besluit om nie 'n lekker soetsappige kinderstorie verder te versprei nie. Ons saai saadjies van vrede as ons so besluit om nie te argumenteer oor politiek elke oomblik van die dag nie. En ons saai saadjies van vrede deur getrou te wees aan God ons hele lewe lank. Jy plant en gee water en dan wag jy. Dit mag soms 'n lang tyd vat voor jy vrug sal sien. En daar kan dalk baie trane wees. Een van die psalms stel dit so. Die draer van die saadsak wat loop en huil sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra. As ons hoop om enigstens iets van belang te doen in hierdie wêreld, het ons God se wysheid nodig. Die goeie nuus is dat ons vir God kan vra daarvoor, en hy sal nie suinig wees met sy wysheid nie. Jakobus 1 vers 5 beloof dat God wysheid sal gee aan enigiemand wat vra daarvoor. As jy wil wandel in die wysheid van God, dan moet jy in 'n verhouding met Jesus staan. Daardie verhouding met Jesus begin deur jou geloof in Jesus te plaas. So kom ons toets osself so 'n bietjie. Bevat my lewe tekens van hierdie hemelse goddelike wysheid? Reinheid. As ek wys is, sal ek nie kompromie aangaan met my integriteit nie. Vredelewendheid. As ek wys is, sal ek nie ander se woede aanblaas nie. Bedagsaamheid. As ek wys is, sal ek nie maak of jou gevoelens min werd is nie. Inskikkelikheid. As ek wys is, sal ek nie jou voorstelle kritiseer nie. Vol deernis. As ek wys is, sal ek nie hamer op jou foute nie. Onpartydigheid. As ek wys is, sal ek jou op gelyke voet behandel. Ongeveinsdheid. As ek wys is, sal ek nie voorgee om iemand te wees wat ek nie is nie. Here, laat my honger daarna om 'n rein hart te hê. Help my om 'n vredemaker te wees, nie 'n vredebreker nie. Gee my die genade om saggies te antwoord wanneer dit voel of ek wil ontplof. Verlos my gevoelens wat maak dat ek myself gedurig wil verdedig. Maak my oë oop om die seer mense rondom my raak te sien wat my hulp nodig het. Maak my vry van partydigheid sodat ek nie party mense beter as ander sal behandel nie. Maak my lewe 'n oop boek vir almal om te lees. Laat my saadjies 'n groot oes vir u oplewer. Ek het u hemelse wysheid nodig, want ek kan nie daarsonder lewe nie. Amen.